In die gitaarwêreld gaan jy nooit ophou leer nie. Jy sal net nooit alles kan ken nie. Maar om elke keer 'n bietjie iets nog te snap en nog by te leer, verbreed net jou kennis. Ons kyk na splinternuwe 3D vorms, 3 akkoordvorms. Dis net 3 snaartjies wat gespeel word. Ons noem dit ook triads. Daar's baie video's wat ek al gemaak het oor triads op die onderste 3 snare. Hierdie snare word op die 2de, 3de en 4de snaar gevorm. So kom ons kyk 'n bietjie. Hoe lyk die 3 vorms? Probeer dit eers afteken. Stop die video, pause hom en teken dit af. En dis al hoe jy dit gaan onthou. Sal sien die eerste een word op die 2de fret gevorm, net soos 'n D op die 2de fret gevorm word. Dan word die 2de vorm op die 7de fret gevorm en die 3de vorm op die 10de fret gevorm. So kom ons kyk bietjie na hulle. Ons kyk eers na 'n D wat jy ken. Dis ook 'n triad, want is net 'n 3 klank. Jy speel net 3 note, sou jy net jou vingers speel. Nou word die vingers in 'n ander posisie gesit. Teenoor dit wat jy gehoor het. Die laaste snaar word nou nie meer gebruik nie. Jou tweede vorm van 'n D sit op 7. Dit lyk soos 'n A wat nou maar net skuif tot by die 7de fret. Jy kan hom dus in die A vorm speel of jy kan jou vinger oor 4 snare laat lê, maar jy speel net 3, onderste snaar speel nie. Die laaste een word gevorm op die 10de fret. Dit is eintlik 'n baie lekker akkoord om te speel, 'n lekker akkoordvorm. Ek noem dit, jou vingers gaan so trappies op. Hy begin op die 2de snaar by die 10de. Hy kom uit daai D-vorm uit. Wat soos 'n F is, wat jy begin vorm. Daardie ene, die tweede een, kom uit 'n onderste 3 snare wat eers so gelyk het. Nou jy sal vra, hoekom moet mens aanhou leer en aanhou nog nuwe akkoorde byleer? Wel, as jy jou gitaarspel op 'n ander vlak wil bring, dan is dit maar net die pad wat jy sal moet stap. En is eintlik 'n lekker pad.